verander 'n verleentheid in 'n geleentheid. Halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie sê die Here vir my? Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Hy sê, speaking of blood, I happen to have some here. En hy sprinkel die bloed voor God op die altaar. En hy kom gou vinnig terug. En weet jy wat? Toe hang hy nie meer op 'n kruis nie. Toe stap hy dwars deur 'n konkreetmuur. Die soldaat het nou gesê, hy kan homself nie eens red nie. Nou stap hy deur 'n konkreetmuur. En hy sê, Thomas, trek jou vingers hier in. Hy doen hulle aan met krag. Hy sê, hulle sal dink dat die koninkryk het opgevaar en hy is nog weg. Hy sê, maar ek salf julle. En julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees. Sit gou vir 5 minute as ek in jou pad uit. Hy sê, dan sal hulle weet, prys die naam van die Here, wie ek is en wat ek is in die Here. Ek wonder van net 2 mense is. Jy kan dit sit en doen, want jy het nou baie lank gestaan. Jy staan al oor die 2 ure amper, né? So jy kan sit in die Here die beste lofoffer gee, te sê, Here, ek moet dit sê. Ek moet dit sê in die lig van dit. En dit is so. Ek skaam my vandag oor die kragteloosheid wat daar in die kerke is. Pastoor, ons moet uitgesproke raak oor dit, hoor. Dit is so dood. Die duiwel sit in die voorste ry, die 3de stoel. Ek is geleer, waar die gees van God beweeg, daar beweeg ander geeste ook. Ons so jare terug kerk daar in Witboortjie, en daar kom ons het pastoor Clemens het baie daar by ons kom bedien, en so ook 'n lekker gemeente daar gehad, en hart op hou daar in die bidkamer. Ek wip my so, ek verloor 200 gram net daar. Hy bewe so, hy sê, die hel is los, die hel is los. Ek sê, is iemand dood? Hy sê, nee, hier is 'n satanis in die kerk. Ek sê, jou stupid. Nou bewe 'n hele kerk. Dis kom ek so like as jy sê, elke heks. Sit, sissa, sit lekker. Jy gaan nie hierdie koninkryk omgooi nie. Nee. Jou Hajose hakkies is te dun vir dit, ou maat. Nee, jy sou moet loop waar hy geloop het. Jy sou moet vat wat hy gevat het. En jy sal moet opstaan uit dit waarop hy opgestaan het. Halleluja, kan ons in die Here prys? En dit is so, terwyl ek begin klaarmaak, wil ek vir jou sê, ek worry nie of net 10 my like nie. Jesus het 12 gehad en 2 tot verneek. Mag jy nou vertel? Die dag as ek en hierdie pastoor jy moet toe gaan jy ons mis. Want jy gaan nie weer uitskryf so op julle skree soos ek en hy nie. Maar binnekort, wanneer die koninkryk hier tot 'n einde kom, pastoor, ek gaan dit hier sê, gaan spinnerakke oor hierdie pulpit hang. Hierdie gordyne goed gaan stikkend wees, want dan gaan nie meer Sondag kerk wees nie. Ons gaan verder aan die hemel aan. Ons gaan verder in die hemel aan. Ek lees daar Lukas 8, ek wil begin klaarmaak.
Ek lees daar in Lukas 8 en dit is my so kosbaar en ek so mooi storie, julle almal ken die storie van die besetene van Gadara. Ek gaan nou nie alles lees nie, julle ken, gaan lees Lukas 8, hoor? Spaar ek nou tyd. Wil jy nou die rapport lees? Met al sy liefstories. Ja, Suid-Afrika het moeilikheid. Maar ek wil vir sê Donald Trump ook. Die wêreld het moeilikheid. Geen land kan ons red nie. Seker reg? Geen president kan ons red nie. Net God. En as die mis gesak het, gaan parlemente weg wees, maar die koninkryk gaan nog steeds staan. Hy is onvernietigbaar. Of ek preek of nie, dan sal God 'n donkie stuur. Hy kom op die eiland. Jesus, 'n man alleen. En hy is seker 'n paar pastore hier so. Hulle gee ons altyd die mic vir die domste ou. Slim pastore, hoor. Maar hoor hierdie pastoor vir jou sê, Jesus los hulle as prins, die disippels. Hy sê ek sal gaan, en hy gaan man alleen. 6,000 demone in een man. En jy sukkel met jou buurman se 3 persoonlikhede. 6,000 persoonlikhede in een man. Eerlikheid ref, dis rof. Hy Sondag 'n voorsanger en volgende Sondag steun in 'n kar. Ek weet nie wat doen nie. 6,000 persoonlikhede in een man. Maar Paulus het iets geskryf in Romeine 14:11. Voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely. En wat die kerk nie besef nie, hierdie is een van die mees prominente tentoonstellings van krag en autoriteit in die geestesrealm in die hele Nuwe Testament. Buite die kruisiging is hierdie konflik op die eiland van Gadara. Dit was die koninkryk van God Jesus teen die koninkryk van duisternis. Hoor gou baie mooi, hierdie is kosbaar. Jy moet hierdie snap. Hy sê, in die volgende oomblik kom Jesus op die eiland aan. En die Bybel sê, toe hy uit die skuit uitklim, party ouens bly mos in die skuit, waar gaan jy gehasie? Hy klim uit die skuit uit. En toe sy sandal grond slaan, toe verander die atmosfeer. Nee, ek wil vir iemand in hierdie plek sê, laat ek gou teruggaan, as jy 'n ware salwingdraer is, en jy besef die konsep, dan verander die atmosfeer as jy by die kantoor instap. Is dit so? Jy kan by 'n vers onderhoud instap, als draai in jou guns. Ja, weet jy, is regtig, maar jy is regtig seer, as ek ook so maak hoor. So hy knak nou lekker, wat ek wil sê, en dan stap jy in, en dan gebeur iets geleidelik. Ek sê Here, hy kom op hy eiland ingestap, en daai man met 6,000 verskillende persoonlikhede, val voor hom neer een man. Jy sal verbaas wees wat God in jou bloedlyn kan verander, en 6,000 is koninkryk teen koninkryk. Die een koninkryk maak sy slaaf vas aan 'n graf en 'n grafsteen en hy's kaal, hy het die klere aan nie. Eerlikheid. Nou gaan ek net sê, omdat ek nou een van die ou pastoor, hulle is oud, ek sê oudse anti-man. Maar ek sê altyd, hoe verder van die Here jy af is, hoe korter raak die rokkies. En lyk of jy by jou baby grow groot geword het. Die Bybel sê, toe God met hom klaar is, Jesus met hom klaar is, was hy ten volle beklee. Toe loop hy man nie meer kaal nie, toe loop hy met 'n suit. 'n Paar krokke en jou skoene. Hy's geskeer. Hy het sommer met die Fortuner gekom in die Sondagkerk, man, hy kom so. Ja. En koninkryk bots met koninkryk.
Maar in die midde van 'n verslaafde man val 6000 demone binne op hulle knieë. Hoor wat sê hulle? Hulle sê, wat het ons met u te doen? O seun van die Allerhoogste God, ons smeek u om ons nie in die varke in te sit nie, of wat die see in te sit nie, because demons cannot swim. En hy jaag hulle in die varke in. Jy sê, Pastor Kelvin, wat weet jy wat sê die woord van die Here? En nou wil ek vir jou net surprise met iets. Sê gou bietjie, net iets, nee, ek wil nie vir jy wat jy moet sê nie. Hoor wat sê wat Lukas 17 vers 21, as ek dit net kan kry. Nee, dit is 16 vers 21, nee, ek kry hom nie. Die Bybel sê daar, nee, ek het hom nou verkeerd, skiet ek van verskoning. Hy sê daar in Jesaja 63 vers 1, hy sê, wie is daar wie aankom uit Edom? Uit Bosra, agteroorgebuig vanweë sy eie sterkte. Onthou jy, ek het in die begin gesê van die Eufraat wat gaan die bloedspoor, wat God bevestig koninkryk en God bevestig en hy sê daar gaan 'n koninkryk kom. En Jesus kom en hy loop 'n bloedspoor. Daar's nog een finale bloedspoor. En dit is van die slag van Armageddon. Hulle gaan deur die Eufraat trek, wat gaan droog wees, wat beteken bloedspoor, sodat die bloed 'n spoor kan maak in die dal van in die dal van Armageddon, waar 200 miljoen mense gaan sterwe. Maar weet jy waarvoor is ek bly? Openbaring 19 sê, en saam met hom bring hy al die verlostes. Wie van julle het al gelees, dat Jesus kom, in Openbaring 19 met 'n wit perd? Op 'n wit perd, jy het gelees? Vuur uit sy oë, swaard uit sy mond, en saam met hom die heiliges, op wat? Op perde. Engele ry nie perde nie. Wat vir my sê, een of ander tyd moet ek gaan, sodat ek weer saam met hom kan terugkom, om te kyk na die laaste bloedspoor. En waar hy sy koninkryk in der ewigheid gaan bevestig. Hy sê nou, hulle sal nie sê, kyk, kom hier of kom daar nie, want die koninkryk van God is nou binne in julle. Ek leef nie meer nie, sê Paulus, maar Christus. Kyk man, laat ek dit op 'n haai klaar maak. Ek beloof nou vir jou, daar's meer krag in jou as wat jy dink hoor. Nee, daar's meer krag in jou as jy dink hoor. Jy lyk maar net so wat jy glo wat die wêreld vir jou sê. Maar die duiwel is bang as jy sal opstaan en besef, ek leef nie meer nie, maar Christus is hier binne in my. Hy sê, julle gaan nie hierdie kant toe hardloop en daai kant toe hardloop. Waar is ek? Hy sê, die koninkryk is nou binne in julle. Wat vir my sê, no weapon formed against me shall prosper. En nou, ons gaan nou sommer staan en dit klaarmaak. Is jy reg? Ons is klaar. Staan gou van op. Nou moet jy luister, nou moet jy enige ding los. Enige ding. As jy vals staan het, los. Jy moet nou hoor wat ek sê. Hoor gou hierso. Kom ons sê die Here kry die prys. Hoor gou hierso. Hoor gou hierso. Wie van julle is reg vir 'n laaste blessing? Wie van julle gaan dit vat? Nee, ek wil kyk vir wie ek hierdie nog gaan sê. Ek gaan dit nie vir almal sê nie. As jy nie jou hande opsteek nie, gaan ek my wip. Daniël 2 sê hy lê die droom uit van Nebukadneser. Raai wat sê Nebukadneser? Jesus, hy was 'n two-face hoor. Ek gaan dit nou sommer sê van hom. Raai wat sê Nebukadneser? Hy sê, toe hy die droom uitlê, toe sê hy daarso, hy sê, waarlik, jou God is die God bo die gode, en die Here is die konings, en hy is die openbaarmaker, net nadat Daniël hom die beeld geprofeteer het. Toe gesê, jy gaan 'n beeld, daar gaan 'n beeld opkom. En ons weet, is eindtyd, ons weet het, maar daar, hy sê, is sonder die toedoen van 'n mens se hand.
Kyk vir my. Hy probeer vir ons sê, jy beskerm nie God se koninkryk nie. Sy koninkryk staan vir homself. Hoor jy so? Hoor jy so? Net daarna, in hoofstuk 3, gaan bou hy 'n beeld. 27 meter hoog. 2,5 meter wyd. How stupid can you get? Dis moeiliker om so duiwel mis te skiet. Vra vir Dawid, hoor. Jy kon Goliat nie mis nie. Hoe groter die vyand is wat jy optrek, hoe meer plek het jy om raak te skiet. Dit is so kon die Bybel sê, dis die klein vossies wat die wingerd vernietig, nie die groot goed nie, maar hierso sit net vir jou, en net daar, bou hy 'n beeld. Ai, en daar's 3 jong handlangertjies van Daniël, Sadrag, Mesach, en hy rig 'n koninkryk op, terwyl hy nou net gehoor het, daar is 'n koninkryk wat verwek gaan word, wat nooit vernietig sal word nie. Ons glorie, halleluja. Hoor jy die pastoor jou vertel? Daai besluit wat jy vanmôre neem, die duiwel bou klaar 'n beeld wat teen hom wil opstaan. Lig teen duisternis. En hy sê, as die uitroepers roep, en julle nie buig nie, gooi ons julle in die oond. Terwyl ek vanmôre hier staan, te sê die Here vir my, voor jy hier uitstap, gaan ek vandag vir iemand 'n kreatiewe, bonatuurlike wonderwerk doen. Nie omdat jy is nie, sy koninkryk is in hierdie plek. Hoor jy so? Ek gaan 'n stelling maak, en ek wil met dit afsluit. Moenie vir my sê, dat dit irrelevant is vandag, om waarheid te preek nie. Daar's mense wat sê dat dit is heiligmaking, is out of date. Hulle sê nie goed. Hoekom sê ek dit? Hulle water die kerk af. En 'n nuwe ding, pastoor, die kerk word nou 'n no judgment zone. As jy dink dat sonde prediking is judgment, vat dit so. Ten minste, as jy reg kom, gaan jy hemel toe. Hulle sê dat om te praat dat Jesus terugkom oor sy bloed is irrelevant. Terwyl ek aan Witpoortjie was, pastoor, kan ek enige oproep, ou sê jy dit heeltemal mis. Ek sê, wat bedoel jy? Hy sê, ons gaan nie hemel toe nie. Hy sê, hierdie is die hemel. Ek sê, luister my broer, ek bly 2 kilometer van Soweto af, dis nie die hemel nie. Waar ek vandaan kom, of ek gaan, is daar nie electric fencing nie, man. Daar is nie hoë mure, dat niemand kan inbreek nie. Hoor gou, as jy, nou ek wil jou vra, as jy vergewe is, sê amen. As jy gedoop is, sê amen. As jy die Heilige Gees het, sê amen. Dan wil ek vir jou sê, as jy hierdie goed het die hel moeilikheid. Ek sê die hel het moeilikheid, as jy hierdie goed het. Hoekom het ons moeilikheid? Hoe kan jy moeilikheid? Elke duiwel, elke demoon het moeilikheid wanneer jy opdaag. Ek het my mind opgemaak. Ek is nie wat hulle sê ek is nie. Ek is wat hy sê ek is. Luister gou baie mooi. Laat ek sluit met dit. Ek wil vir elke duiwel, elke demoon, elke heks, elke Jezebel, elke kanker, elke depressie, elke angs, elke vrees, elke siekte, elke armoede, elke kinderstorie, wil ek sê, jy het moeilikheid. Jy het moeilikheid. Jy het moeilikheid. Wat die koninkryk, wat binne in my is, kan nie oorweldig word nie. Dis syne. As jy vers 25 van Daniël 3, hy sê daar,
Nebukadneser, hy sê, het ons die 3 ouens hier aangegooi nie? En toe ek het neerpen, toe sê die Here vir my, julle gaan 'n ontmoeting weer hê met die 4de persoon in die oond. Ek wil jou gou challenge. Ek wil jou challenge. As jy vanmôre sê, pastoor, ek soek 'n ontmoeting met die 4de persoon in die oond, terwyl koninkryke teen ons opstaan. Dit gebeur. Pastoor, is wonderlik om hierdie te hê, dis nice, dis fantasties. Maar moenie vir my sê, dit word nie aangeval nie. Die ouens weet nie wat hier agter die trane. Ek sit hy dag aan by my en ek bid. Terwyl ek al by plek van gebed te staan nie toe, loop die trane en ek sê, Here, ek wil nie 31 jaar preek en die hemel mis nie. Wat is dit wat ek nie reg doen nie? Ag, die Here het met my gedeel 'n paar goed. Ek sê vir een broer, ek sê, April maand, toe sê die Here vir my, ek eis van jou, jy klim nooit weer op 'n kansel as jy nie gevas het nie. Nooit weer nie. Kom aan, hoe vas jy op vakansie? Ek het gister my vasdag gehad. Want ek moet hom meer gehoorsaam wees as 'n mens. En die Here sê, dit gaan so in huise, want die mense besef nie die krag van my koninkryk nie. Maar ek wil vir jou sê, as die hel losbreek, gaan die 4de persoon wat in die oond was, gaan opdaag. En as jy vanmôre daai persoon soek om op te daag, hardop gou vorentoe, kom aan, Lous, kom. Kom maar, hy koninkryk, kom aan, daar sê, hier moet baie mense kom, man, kyk ons, wie soek 'n new touch of fire of your soul? Halleluja, stap gou uit, staan daar by, staan sommer, hier kom baie mense, dis waaroor die kerk gaan. Glory to God, pastore, Pastor Andries, julle weet mos wie kom bid, kry daar 'n bottel olie in die hande, en salf vir die mense. Ek gaan oorgee aan Pastor Clemens, kan ons nog nader staan, hier kom nog mense, kom staan so 'n bietjie nader, halleluja, oh my God, dis waar die evangelie gaan, steek jou hande net op, sê Here, bid agter my aan, sê Here, sal jy opdaag, soos jy opgedaag het, in die 4 oond van Nebukadneser. Weet jy wat met Nebukadneser gebeur? Hy het gras geëet soos 'n dier. En God verneder sy koninkryk. En vandag sit hoeveel 1000 jaar later, en God se koninkryk staan nog steeds. Ek wil vir iemand sê wat in hierdie plek is, ek weet nie waar jy sit, wie jy is nie. As jy vanmôre God glo, gaan daai kanker, waaroor jy uitgespreek het, doodgaan voordat jy doodgaan. Hy gaan doodgaan voordat jy doodgaan. Pastoor, dis die Here, julle lei. Ek wil die mense gaan bedien hoor. Desrey, asseblief julle kom help ons pastore. Salf vir die mense, is daar olie, suster, waar is hy olie? Is dit daar? Baie dankie. Dis die Here, julle lei, baie dankie.